Hoi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou, soos professor Aubrey dit ons nou sê, die seep, Suid-Afrika se eie radio seep. Vriende, baie welkom, ek hoop ek vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer so 'n bietjie om Vader se woord te kuier en te sit en te hoor wat die Gees vir ons wil sê nie. Hallo julle, welkom weer eens by nog 'n episode. So, as julle enige onderwerpe het wat julle wil hê ons moet oor praat, laat ons weet en dan maak ons seker dat ons 'n program daaroor doen. Ja, vriende, dit is baie belangrik. Geef ons 'n bietjie idees. So groei ons al saam. Maar voor ons begin, vriende, laat ons net op die regte manier begin. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia, en deur die leiding van die Heilige Gees, Here, wil ons vra om nou so bietjie teenwoordig te wees, ook hier waar ons opname doen, daar waar dit geluister word. Vader, open ons geestesore, dat ons regtig sal hoor wat die Gees vir ons sê. Vader, en dat ons dit ons eie sal maak en dat ons daai kan leer. Dat ons daai leer om meer en meer soos Jesus te kan. Vader, ons loof en ons prys en ons dank jou reeds al. Die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Messia. Amen. Amen. Wat is vriende? So ja, kom ons groei. Aldeen en Chris sit weer saam in die kantoor se kombuis. Aldeen lyk rusteloos en draai haar koffiebeker. Sy het die afgelope dae swaar gevoel in haar hart en Chris merk dit raak. Eldien, hallo. Hallo Chris. Hi, hoe gaan dit met jou? Goed. Dit klink net dit goed gaan nie. Lyk of jy nou al iets swaar dra op jou hart. Wat is 'n swaar las dra jy nou alweer wat al jou energie en jou vrede so steel? Ek wil jou regtig help. Maar Eldien, ek vra jou dat jy eerlik is. Wil jy nou deurgaan? In verband met iets baie ouds. Die afgod, Bacchus. Bacchus. Ja, Eldien, die Bacchus. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Wat bedoel jy, Chris? Hoe kan dit my lewe iets te doen hê? Ek's net moeg en uitgeput, uitgebrand amper. Wat het Bacchus met dit te doen? Eldien, jy daai Bacchus, né? Was in die Romeinse tyd bekend as 'n god van wyn, opstandigheid en feeste. So jy kan eintlik sê dit is 'n party animal. Jy sien, hy het mense geleer dat vreugde gevind word in 'n bottel wyn of losbandigheid en van alles verloor jy beheer wat regtig waarde hou. En jy gaan absoluut in daai donker put in waar die leuen vir jou lê en wag. Want hy leen sê ons dan ook vir jou, hoor hierso, maar môre gaan ons nou beter wag. Môre gaan ons nou beter voel. En dan 10 uit 10 keer uit, is môre nie 'n beter dag nie. Maar weet jy wat gebeur? Dis regtig die waarheid. Jy verdoof daai pyn, daai lyding, daai swak, daai mismoedigheid. Jy verdoof dit alles nou met 'n glasie of 20. 20. Ja. En natuurlik, soos ons almal weet, die goed is nie goedkoop nie. En ja, soos ons almal weet, die woord sê ook vir ons dat jy moenie dronk word van wyn nie, want waarin losbandigheid is nie, maar word die Gees vervul. Maar jy sien, Eldien, as jy nou so jou 20 of 30 glasies nou drink, verloor jy heeltemal totaal en al beheer. Jy is nie geskik om te bestuur nie. En die leengees, die party animal Bacchus, neem maar nog een. Jy gaan jou sorge vergeet, jy gaan beter voel môre, guarantee. Hoe jy dit die volgende oggend wakker geword dat jy regtig beter voel? Nee, ek voel beter hè. Nie een keer nie, moet jy wakker geword. Met 'n kopseer, probleme, nee. hoofpyn, nie voel jy lekker nie, nog dronk. En nou weet jy nie hoe jy die week se kos gaan koop nie, die kinders se skoolgoedjies koop nie, en daar wat jy nou 'n slag en 'n lekker Easter getrap, want nou is jy 'n paar R100. Hoe weet jy dit alles, Chris? Nee, dan dit, wat ek het, t-shirt en alles, maar weet jy, ek het uitgetrek, en ek het die armer van kaart aangetrek.
ek het weet. Onthou nie, ons is ook ons mense, ons pastore en mense wat 'n bietjie in die woord geleer het. Jy moet onthou, ons was ook eers in die wêreld. Baie van ons was eers in die wêreld. Maar ons het ons verlosser aangeneem as ons saligmaker. Ons gaan vergifnis vra. Hy het ons kom red, het ons uit daai donker put kom uithaal. Daai een waarna ek nou is. Daai wat jy so besig is om af te sink het. Mhm. Hy het ons daar kom uithaal, het ons daar kom uitgered. En weet jy, as jy eers ontslae is van daardie bakkes, by party animal, weet jy, en jy vul jouself met die Heilige Gees. Alle goedjies weg. So dis hoe ek het weet, ons was ook daar. Want ons is ook nog steeds mense. En dan op die punt op wil ek regtig eintlik vir jou om verskoning vra vir laasweek hoe ek met jou gesels het. Ek dink my stemtoon was nie so goed geweest nie. Ek het met 'n bietjie frustreerd geraak met jou want ek wil regtig op net luister. Maar ek moes die situasie anders behandel het en gehanteer het. So ek het jou gesê om verskoning vra as jy help nie. Want ek so irriteer of so geïrriteerd opgetree het. Jammer Chris, ek dink is maar my skuld. Nee, maar sê dankie dat jy my vergewe. Ja. So, ek gaan regtig ook sien ek is ook net mens. Ek het ook dinge wat ek nog aan werk. Dis nie volmaak nie. Ek het ook foute. Dit is nog steeds mens in 'n sonnige plek. Maar ons streef om beter te wees. Ons streef om verby die pap te ry. Ons streef om my bol te los. Dis waarna ons. So, as ek nou reg verstaan ek Chris, as ek nou hierdie bagges uit my lewe uit kry, weet jy hoe nie, maar sê nou maar ek kry hom nou uit my lewe uit, dan gaan ek nie meer stop by die pub nie, want ek gaan nie meer lus wees om daar te stop nie. Seker nie, jy gaan ons dan lus wees vir dit vir die Heilige Gees soek, wat Jesus soek. Jy gaan jy besig hou met ander dinge. Nou, hoe? Weet jy, sorry, Albie, jy moet vir jou sê, en elke keer wanneer jy jou troos of jou ontspanning in drank of losbandige dinge soek, nee, kry daardie afgod so lekker. En dan volg jy weer in sy voetspore. Sure. En kan ek jou so vra, is dit regtig die voetspore wat jy in wil volg? Moet jy eerder in ons verlosser se voetspore volg? Hy het die wêreld reeds oorwin. Hy het vir ons oorwinning kom gee. Ek weet nie jong, ek het ook daar nogals gedink het. En gedink en gewonder. So wat sou jy gekies het? Hoe lyk dit vir jou wat jy het gekies? Nee, jy het gekies om Jesus te volg. Dis ons beter voetspore. Daai voetspore lei na die ewigheid, die ewige lewe. Maar en jy lei, ek dwaal jy nie baie keer ook af nie. Ja, ek vra, ek het ons nou vir jou gesê met my stemtoon. Nee, maar ek bedoel nou maar net, nê. Al is 'n mens 'n Christen en al volg jy Jesus en wat dwaal 'n mens nog baie keer af. Net sonde, ja, jy doen nog steeds sonde, maar jy gaan berou, jy gaan bewys berou en vergifnis. En dan? Ons is nog steeds sondige mense. Ons sien daar om probeer. Dit stem vry. Jammer Chris. Ons is nog steeds mense, ons is nie afgode nie. Ons almal het ons foute. Niemand is volmaak. Okay, nou, so as ek nou dit nou my sonde bely en ek kan op 'n manier ontslaa raak van bagges. En môre gaan ek nou nie pub toe nie, maar die dag daarna dan sê ek weer lus vir bier, dan verval ek nou maar weer en dan bid ek nou maar net weer vir Jesus om my te vergewe. Ja, of hoe werk dit? Weet jy, in my opinie is, my is nie, die woord sê moenie dronk word van wyn. Om 'n bier of 2 of 3 te gaan drink, sien ek nie 'n probleem nie. Want jy word nie dronk. Ja, maar sê nou maar ek gaan nou net en ek drink 'n glas wyn of 2 of 3 en ja, ek is nie dronkie, maar dan drink ek nommer 4. Ja, maar dis wat nou sien daar is nou waar die probleem. Ja. So nou hoe moet ek nou is ek nou daar, nou besluit ek selfbeheersing. En as ek nie selfbeheersing kan hou nie, want ek is nou by nommer 4 of nommer 5. Dan eers in die eerste plek nie daar instap. Wow. Okay, so ek moet nie daar instap nie. Eintlik kan jy nie vir jou daardie advies gee nie, want jy kan nog nie selfbeheersing toepas
O, So, okay. So, Chris, ek verstaan nou so klein bietjie sorry, ek wil net beter. nog iets sê. Ja. Okay, dit sal vir jou beter wees om dit vir nou eers heeltemal te vermy. Hulle sê ons, as jy een keer 'n alkoholus is jy altyd alkoholus. Dan moet ek eerder verby die Kom pub stap. nie daaroor. Want daai is 'n etiket wat jy maar soms moet dra. Jy's 'n alkoholus, dis hoe jy nie drink. Want as jy drink, begryp jy dit. Okay. Ja, So, ek weet nie waar kom al die drankgewoontes nou skielik vandaan nie, want dit was nie so nie. daar is seker iets in jou innerlike onderbewussyn of iets. Ja, is net so, gewoon net so. Jy sien, jy gaan so troos en ontspanning daar. Ja, ek wil net die edge afkry, as jy kan verstaan wat ek bedoel. Ek verstaan wat jy bedoel, ja. Nou maar, wat is fout om my edge af te Maar kry? jy gaan vriend iets af, jy versyp jy. Okay, dit maak sin. Ek versyp die edge. Okay, so ek moet nie die edge versyp nie, maar soos jy sê, ek moet eerder wegbly van dit af. Want selfbeheersing is nie my sterkpunt nie. So, okay. Ek voel daarom nou 'n bietjie beter. Chris, sê net vir my, ek het gedink is net my swakheid, maar soos eintlik 'n stryk wat hierdie Bacchus en die Satan vir my probeer stel. Ek probeer ontspan, maar daarna voel ek net leeg en skuldig. Dit is amper asof iets my terugtrek en ek nie kan loskom van af hê. Wel, weet jy, dit is presies die werking van die af. Bacchus beloof vryheid ons. Maar dit keer. Ek gee jou eers slawerny, want jy is slaaf daarvan. Hy beloof vreugde, maar bring dit nie vir jou skaamte nie. Jy sien, jy het dit self gesê, jy voel leeg en skuldig daarna. Nou, maar hoekom sal jy dan leeg en skuldig daarna voel? Hoekom dra jy daai skuld by jou? Iets moet binne in jou gebeur het, wat jy wel dit agtergekom het. So, moet jy dit eers as sonde erken en dan daardie leefplek met iets beter voel? As jy kan agterkom wat is dit wat jy so dryf daar, dan kan 'n ou dan werk, of jy gee dit dan oor vir die Heilige Gees. Jy word dorsvol en nie na die vyand se lyn. Jy sien, die enigste manier om vry te word, deur Jesus Christus, dat jou hart vul, jou fokus weer terugbring op ons Vader en, jy wat baie belangrik, sien die wenpaal, sien die feesmaal, sien jou nuwe kleed, sien jou kamer in ons nuwe Jerusalem waar ons kom bly. Sien dit. So wat ek naderlik. Sien wat is die beste. Die plek het so stink, of daardie plek wat my heerlikheid lyk en gryp. So wat een van vir jou die beste? Nee, die pub nie. Sien? Kyk, Chris, ek verstaan. So dit gaan nie net oor drank of 'n manier van ontspanning nie. Dit gaan oor my hart wat 'n verkeerde bron soek. Ek wil regtig daarvan vry word en dan leer om my vreugde en vrede by die Here alleen te kry. Ja, Elgie, jy kan. Onthou elke afgod val wanneer Christus op sy regmatige toer in jou hart sit. Begin jy dit hardop te bely en te Here, ek dors nie na Bacchus se wyn nie, maar na iets. Jy sien Elgie, vul jou gedagtes met lofliedere, jou hart met die woord en jou met gebed. En elke keer wat jy versoek voel, spreek dan aan en kies Jesus. So stap vir stap sal jy ware vryheid weer hê. Jy weet jy, wat vir jouself so, die volgende oggend wanneer jy wakker word, wanneer jy nou besluit, nee, ek sien eerder my nuwe kamer daar in Jerusalem waar wat God vir my gemaak het, en daai feesmaal wat daar is, en jy ry verby die pad, jy stop nie gat en jy gaan huis toe, lekker gesels met jou familie en daai kies, en die volgende oggend word jy wakker, jou mond is nie droog, jy het nie hoofpyn nie, jy is nie geïrriteerd nie, jy wil opstaan, want jy is wakker,
En dan as jy so wakker is, gryp jy na God se woord. Jy begin lees en jy sing halleluja's. En jy bless hom en jy seën hom, sê vir hom dankie. Jy so voel vanoggend en ek kan jou garandeer, jy gaan daarna wil streef elke oggend so te voel. So dit klink amazing. Dit is So al wat ek moet doen is ek moet net bid, Here, ek dorp nie na Bacchus se wyn nie, maar na u gees. Help my dan basies om ontslae te raak van hom. En dan moet jy glo wat jy gesê het, onthou die woord sê jy moet God in waarheid en gees aanbid. Ja. So jy moet met waarheid na hom toe gaan. Jy moet nie dit gaan bid en sê dan dink jy vir jouself, ag, weet jy wat dan? Ja, okay, ek moet nou gehelp, maar ek gemaak vanaand en of weer gaan stop ek weer klaar. Moenie gaan nie, want jy gaan nie stop by 2 nie. Ja. Okay, so jy gaan nie stop by 2 nie. En ek gaan beslis nie stop by 2 nie. Want jy weet mos dit. Ja, natuurlijk. Ja. Tweede dingetjie, ek het jou nou vertel van Bacchus, die afgod van wyn en losbandigheid. En jy het self vertel, dat jy soms troos daar soek om die edge af te haal. Ja. My vraag is, as die wegraping vanaand sou plaasvind, en jy sit binne na die pad, en jy het nommer 3 al geoorskry, gooi jy dat jy gereed sou wees terwyl jy nog hierdie of nog daar gesit het? Gaan jy saam of gaan jy bly? Chris, dit is 'n regtig baie moeilike vraag, want dit sny reg in my hart in, soos 'n dolk vir 'n insteek. Ek weet ek kan nie regtig sê ek is gereed as ek nog vasgevang is in iets wat die Here nie eer nie. Ek voel soms dat ek probeer ontsnap in die wyn, maar dit laat my net leeg en skuldig agterin. As ek eerlik is, sal ek sê ek is bang dat die Here my dalk sal vind in daardie oomblik van swakheid. Daarom is ek as ek so desperaat voel om dit te los en my vertroue ten volle op hom te plaas. Ek weet nie. Ja, dingetjie, weet jy wat, ek is trots op jou, dat jy bereid is om die eerste stap te neem. En weet jy weet ons hier, wat is die eerste stap? Eerlik. En Ja. om erken, dat jy hulp nodig het. Jy sien, vandag wil ek jou help om prakties en geestelik sterker te word, sodat jy werklik gereed kan wees wanneer ons Here kom. So ek gaan vir jou 'n paar vrae stel, wat jou sal lei om oor jou struikelblokke te dink, en hoe jy elke dag jou lamp vol olie kan. Kan ons saam hierdie pad stap? Regtig eerlik en diep. Ja, Chris, ek wil nie langer uitstel nie en ek wil nie in skuld leef nie en ek wil regmaak en ek wil gereed wees selfs al is dit moeilik. Ek is bereid om alles eerlik te bespreek en te doen wat nodig is. Maar kan ek glo jy vra vandag die vrae nie. Dis iets wat ek veronderstel is om te doen. Maar nou vra jy die vraag. Het ek jou hulp nodig of het jy? Ek het jou hulp nodig asseblief. Ek het jou hulp ook nodig Met wat? om te groei. O, okay. Okay. So jy kan vir my ook vra. Natuurlijk. Dis nie net ek wat 'n vraag te vra nie. Ja, dit is 'n oop gesprek ons hier. Okay. So nou in 20 wees is ek, as dit net van een kant af kom jy altyd. Nee? Jy sien, dit is presies hoe jou gebedslewe moet wees. Hoe? 'n twee rigting kommunikasie. Met wie moet ek praat? Jy moet jou gebedslewe, met wie praat jy dan as jy bid? O, met God. Nou presies. O, okay, ek het net vir 'n oomblik 'n blonde oomblik gehad. Geen probleem nie, Adeline. So Eldien, nou dat jy die eerste stap geneem het, hoe voel jy oor jou eie krag en die Heilige Gees se krag in jou? Glo jy regtig met jou hele hart dat jy nie alleen hoef die dinge te doen of te dra nie? En hoe kan jy hom vandag toelaat om jou elke dag te lei? Chris, ek voel steeds swak, maar ek besef dat ek nie alleen hoef te wees nie. Die Heilige Gees kan my krag gee om elke versoeking te weerstaan en om volhardend te wees. Ek wil hom elke dag toelaat deur te bid en my gedagtes en my hart aan hom te gee. En ek weet as ek hom vertrou, kan ek my swakhede oorkom. Nie alleen nie, maar met sy hulp. So ja, Okay, Abedin, kom ons dink aan jou daaglikse gewoontes. Wat is die ding in jou lewe dat jy die meeste aflei van gereedheid?
Hoe kan jy dit prakties verander? Ek wil hê jy moet spesifiek wees en nie net algemene idees gee. Wel, die drank is die grootste afleiding. Selfs die klein dingetjies soos televisie, sosiale media en selfs negativiteit in my omgewing hou my weg van die Here. Ek kan dit verander deur my tyd te struktureer, by die Bybel en gebed te sit en mense wat my negatief beïnvloed te vermy. Ek wil elke dag 'n plan hê om gefokus en geestelik wakker te wees. Ek weet nie regtig hoe ek dit gaan doen nie, Okay. maar ja. Wel, dinkie, om jou lamp vol olie te wil hou, né? Ja, Hoe kan jy daagliks geestelike dissipline bou wat jou help om volhard te wees? Selfs as jy versoek voel, beskryf hoe jy dit in jou lewe kan toepas. wel, ek dink ek kan elke oggend en aand miskien iets soos 15 minute vir gebed en Bybel lees neem as 'n begin. Ek kan my hart oopmaak vir die Heilige Gees en ek kan vra vir leiding en krag. Ek het gedink, dalk kan ek 'n dagboek hou van wat ek bid en wat die Here vir my sê. En ek kan ook ander verantwoordelik maak vir my pad sodat ek nie alleen is nie. Sodat so iemand soos jy wat ek na jou toe kan kom en vir jou kan sê as jy sien ek doen iets verkeerd of ek is besig om af te dwaal, dat jy na my toe kom en vir my sê. Okay. Wel, dinkie. Dink aan die mense rondom jou. Ja. Hoe kan jy hulle bystaan en gebed gebruik om jou geestelik sterk te hou? Ek wil hê jy moet verduidelik hoe jy verantwoordelikheid kan aanvaar en hulp vra sonder skuld. Jy weet dis baie moeilik. Alles is weer moeilik, Ja. maar ons het begin in alles. Kyk hoe jy begin werk het, nie? Of kom ons kyk terug op skool. Het jy tik as 'n vak gehad? Nee. Wanneer het jy geleer tik? In die laerskool actually. Ek vra nou net vir jou, het jy tik op as 'n vak gehad? Sê jy Nee, ek het nie. Nou hoekom het jy geleer tik op laerskool? Want my pa het 'n rekenaar gehad en ek het nie baie mooi geskryf nie, dan het ek altyd my projekte getik. Okay, nou. En ek het altyd in die moeilikheid gekom actually. Okay, nou hoe het jy begin tik? Jy moes nie begin voluit tik, broef, daar vat jy nie. Ek kan nog steeds nie so tik nie. Maar Met my verstaan 1 jy- of 2 vingertjies. Maar verstaan jy, ja, een vinger, waar is die A, waar is die Ja, B, nee? ja, hoe weet jy? En hoe tik jy nou, jy het nie nodig om iets te soek jou Nee, jy weet waar om te gaan, mos op uit. ja. Want dit is hoe jy begin. O, Stadig, stap vir stap. okay. So, ek kan eerlike gesprekke voer soos met jou en met 'n vriendin wat my kan lei en my kan ondersteun. Ek kan vrese en struikelblokke met hulle deel en hulle vra om vir my te bid en vir jou ook. Kyk, jy nie geraas kom. Ja. Dit is vir jou baie, baie belangrik. As jy met daardie mense met wie jy gaan praat, hulle betroubare vriende, godvreesende vriende, want jy wil nie met hulle gaan praat oor jou struikelblokke en jou verslawings en goeders. En dan oormôre, wanneer jy jouself weer kan kry en jy maak jou foon dalk oop, jy's dalk Facebook of iets in daai net, en daar het hulle alles van jou gaan uitmaak. O, jene? Wees baie versigtig vir die vyand, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil kom verskeer en vernietig. Baie mense is wolwe in skaapklere. So dis wat ek ook vir jou gesê het. Sluit aan by jou kerk, sluit aan by gelowiges. Kom daarin en deel met hulle, waar jy weet jy kan veilig wees. 'n Veilige hawe. Verstaan, weet jy, as jy 'n bietjie beter bevriend wil raak met Jill, Ja. jy kan altyd met haar praat. Daai vrou is so toe soos 'n koekieblik in die weeshuis. Hoe's dit? Sy praat glad nie. Okay. Glad nie. So, daar is ook iemand. As ek nie beskikbaar is, Prof. Aubrey is daar, Ja. hy sal glad ook nie, want ek meen dat jy met hom praat, dis tussen julle twee. Ja. As jy wil hê iemand anders moet weet, dan kan jy vir hom sê, hoor nie wat kan maak, sê maar vir Christie of vir Joel daai. Verstaan jy? Ja. Wees baie versigtig met wie jy jou diepste dinge deel. Ja, ek het eintlik gedink daaraan want ek dink die probleem is mense vertrou nie die hele tyd ander mense. En dan besef jy nie wat kan gebeur nie. Kyk hoe Jesus vir Judas vertrou. Ja, nee? En toe gaan verraai hy nog. Ja. So ja, dis al wat ek vir jou wil sê is, kies met wie jy praat, voor jy praat. Ja.
So ek kan dit ook oorwin deur dit uit my omgewing te verwyder en alternatiewe maniere te vind om spanning te hanteer. Ek kan gebed en Bybelverslag as my wapens gebruik en ek moet daagliks ook bewus wees van my dade en my gedagtes. En jy het ons gesê ek moet in die gemeenskap van die gelowiges, ek moet meer betrokke raak. Wanneer het jy nou weer gesê as jy bid hier? Vrydag onder. Is dit 7 uur. Kan ek dit online bywoon? Jy kan ja. Ek sal dat my sekretaresse vir jou die link stuur. Okay. So is dit moeilik ja. Ek kan dit net join. Jy het iemand se komputer. Ja. Niks is vir jou moeilik. Okay, maar Alwe een ding wat ons nou met stryd al so goed. Ja. Maar dit gaan ook nie meer vir jou moeilik wees nie. Ek gaan my bes te try. So dan kan ek dit uitwoon. Ek hoef nie te praat nie. Ek moet net daar wees. As jy wil praat, kan jy praat. Maar jy gaan sien, die gesprek loop altyd so lekker. Ek voel of jy saam met jou beste vriende om 'n braai staan. Regtig? Ja. Okay. En jy weet ons hoe gaan dit daar. Dan gaan dit mos so lekker. Almal gesels oor die rugby wat daar aan was, en die sokker wat daar aan was, en die netbal wat daar aan was en so voort. So ja, dit is baie lekker en dit is ook oop 'n gesprek. Okay. Okay, ek sal dit bietjie onthou. Ek sal dit soos Vrydag onder 7 uur het jy mos gesê, né? Korrek, Eldientjie. Ek onthou dit nog. Ek is so bly jy onthou goedjies al. Ja. Ek het net so vlugtig na jou preek gekyk op YouTube, op die JC Administration se YouTube. Hoekom het jy hierdie keer 'n groen agtergrond gehad? Jong, dis daai lieflike vroutjie van my. Blykbaar het sy by my broer mos nou gehoor dat die groen sal beter uitstaan of iets in daai lyn. Ek weet nie, ek was nie deel van daai gesprek nie. Ek moes maar net die orders uitvoer, die lap opsit en al daai dinge. En toe hoor ek agterna by my professor, dat dit lyk glad nie goed nie. Dit lyk soos goed in die dragiese huis. So, dit gaan verwyder word. O nee, ek het net gewonder of jy skielik lief geraak het vir groen. Nee. Ek sê leeu. Ek hou van rooi. Okay. Nou kon jy vir dan nie 'n rooi ding agter gesit het. Ek weet, ek sal vra. Want Pieter het vir gesê groen. Ja. En dit is nou Dr. Boysen. Ek kan hom ontmoet ja. Okay, ek weet wie's dit. Ek sal hom 'n bietjie vra om bietjie jou te bel of net 'n bietjie meer info te gee. Hoekom groen? Okay. Dit was absoluut buite my beheer, uit my hande uit. Onthou ek is 'n gehoorsame man. As my vrou vir my ietsie sê, doen ek dit. Sonder om te praat. Want hulle sê mos, happy wife, happy life. Ja, nee. Shame, maar is lekker om so 'n bietjie te lag. Wat is shame? Ja, is dit lekker om lekker te lag. Ja, dit is so, ag wat. Maar ja, dit het nie te bad gelyk nie. Ja, dankie. Jy so sê. Ja. Maar jy is enigiets wat so sê. Ek sal nog hou om meer kommentaar daaroor te kry, maar nou ja, een kommentaar wat ek gekry het, kan ek nou maar navolg. En dit sommer te verwyder? Korrek. Okay. So, dalk volgende week het ek 'n pinke. Maar jou vrou... Wonder wat gaan hy dan sê? Jou vrou lyk seker pink. My vrou is 'n leeu, so sy hou van rooi. So, Eldientjie. Hoe kan jy elke dag 'n bewuste besluit neem om reg te maak en gereed te wees vir Jesus? Selfs al voel jy swak of bang of benoud of bekommerd. Of ek het hierdie edge wat ek nie kan van ontslaa raak nie, wat ek nie weet wat dit is wat my jaag nie. As 'n edge te skerp is, dan faal jy hom. Dan maak hom stom. Dis 'n goeie idee. So ek moet 'n Weet jy wat nee, onthou net die vyand. Hy gaan vir jou daai edge, as 'n edge. Hy gaan vir jou daai gedagte in jou kop plaas. Onthou net een ding, die vyand kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan net vir jou gedagte daar sit. En dan kyk wat maak jy met hom. Okay. Maar sover het hy nogal goed gewen met jou. Want hy sit vir jou die edge daar in jou brein. En dan werk jy aan daardie edge. Ja, dan maak ek dit nog beter, skerper en... Korrek. Ja.
maar eintlik dink ek, maar hy vang my. Dan ek weet, hy vang almal. Nie waar nie. Dis mos wat sy game is. So ek moet bietjie selfbeheersing toepas en verby die pub gaan. Ja, so. En nie pub toe gaan nie. Okay. Selfs wat gaan jy doen as jy nou daai swakheid en daai bangheid nou weer oor jou kom? Wel, ek kan besluit dat ek elke oggend alles aan die Here oor te gee en my dag in sy hande te plaas. Ek weet, dis eintlik maar moeilik want mense sê ja, ek gee alles vir die Here oor, maar nou dan vat jy dit maar weer terug. Dan het jy vergeet dat jy dit vir die Here gegee het, so ek moet daaraan werk. En dan ek kan teen versoekingsstandpunt inneem deur te bid en vir sy krag te vra in plaas van om te pub toe te gaan. Voordat ek al ingaan, kan ek bid en sê Here gee my krag dat ek nie daartoe gaan dat ek eerder huis toe gaan. En dan kan ek my foute erken en myself nie veroordeel nie, maar op die Here vertrou. Want dis nou 'n ander probleem. Nou voel ek elke keer so sleg en skuldig en dan wil ek nie bid nie want ek weet nie wat die Here vir my gaan sê nie. Maar ek moet hom vertrou en ek kan ook daarom kan ek probeer om my klein suksesse te vier om gemotiveerd te bly. So hoe gaan jy dit vier? Nee, nie met drank nie. Met blydskap in my hart. Sy. So, Eldientjie. Wat beteken dit vir jou om gereed te wees? Nie net in dade nie, maar in jou hart en gedagtes. Nou, is ook 'n moeilike vraag, nê? Want ja, dit hang maar af. Nee, dis nie moeilik nie. Jy moet dit nou nie vir jouself moeilik maak nie. Ja. Okay. Hoor, dit is mos nou wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet dit moeilik maak. Dat ek moet dink is moeilik om dit te doen. Korrek, hy wil dit vir jou moeilik maak, sorry ek het verkeerd gesê. Ja. Okay, wel. En hy wil vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Nee, daai is te erg vir. Nee, jy is sterk genoeg. Nee man, nog net vandag. Wat hy doen. En dan môre sit jy weer in dieselfde bootjie. Dis soos hierdie essay wat ek nou veronderstel is om te skryf, nê? En dit voel asof dit 'n berg is wat voor my lê, maar eintlik is dit die Satan wat eintlik in my hart praat en vir my gedagtes in my kop sit en vir my sê ek is goed genoeg om dit te doen nie. Nou weet jy maar party mense het net nie daai gawe om boeke te skryf nie. Nie boeke nie, 'n opstel. Wat? So dink jy dis die Satan wat daai gedagte in my kop sit dat ek nie goed genoeg is nie. Eldien, hoe het God ons geskep, gemaak? Perfek. Maar onthou net, almal het nie dieselfde talente nie. Dit maak nie saak van talente nie. Natuurlik doen dit. Nee, dit is om te lees en dit net weer oor te herhaal in jou eie woorde. So eintlik is dit die Satan wat daai gedagtes in my kop sit en sê ek is goed genoeg nie of is ek verkeerd? Ja, hy sal vir jou gedagtes sê jy is goed genoeg nie, maar elke mens ken sy limite. Ja. Maar wat? Nou wat het dit nou uit te doen met ja, maar ons praat nou van die gedagtes wat die Satan in 'n kop sit en alles en dit is nou iets waaroor ek bang is, dat ek dink dat ek nie goed genoeg is nie, dat ek nie kan daai ding doen nie, maar eintlik kan ek. Ek moet net die Here vertrou vir dit. Is ek reg as ek dit sê? Natuurlik, jy moet die Here vertrou met ons. So, as ek net ophou om vir die duiwel te luister en net vir God te vertrou, dan sal ek dit kan doen. Ja, dit ook, maar met dit gesê ook, wil ek ook net vir jou bysê, nê? God gee die gawes van die Gees. Gee hy vir mense. Jy kry dit net nie. So dit is as gawes wat mense kry. Ek het dit nie dieselfde nie. Ja. So dit moet jy ook onthou. As dit nie jou gawe is om iets te doen nie, as dit nie jou gawe is om hande op te lê, mense te genees nie, dan kan jy dit doen. Nee, maar ek wil nie dit doen nie. Dit is maar net verstaan jy wat ek sê? Elkeen het sy eie gawe, sy eie talent. Almal is nie dieselfde nie. Maar wat ons wel almal het, is die vrug van die Gees. Dit hang net af op wat se grond daardie vrug van die Gees, daai saad gesaai is. Ek dink dit staan in Matteus 13, as ek dit moet sê, van die saaier, wat die saad gesaai het. Daar's vir die 4 verskillende goedjies, voorbeelde wat Jesus daar gelos het, is die saad het op dun grond geval, toe teerpad, so saam met dorings en toon gesonde grond. So, dan waar die vrug val, hoe jou grond lyk, daai grond is jou hart. As die wind kom, die probleme kom, jy het die woord gehoor, is baie angstig vir dit, maar hier kom die striwelinge, hier kom daai
Edge. Hoef, verval jy. So as ek daai edge het, dan moet ek net dit ignoreer en net bid. Omdat die vyand wil jou altyd onderhou. Ja. Want hy weet wat jou potensiaal in God is. Hy weet dit. Maar hy wil nie hê jy moet dit weet. Ja. So net om vandag terug te kom by daai essay wat ek moet skryf, né? Dink jy kan ons met oor jou essay later praat? Nee. Ek dink hierdie ander ding is baie belangrik. Ek stem saam, maar ek het nou hierdie probleem van dit. Dink jy ek moet ophou vir die duiwel te luister en net begin en dit net doen en probeer regtig my bes te doen om dit te doen? Moet altyd jou bes te doen. Maar dink jy ek gaan dit kan doen? Eldien, ek weet nie of kan jy boeke skryf nie. Nie boeke Ek weet nie. nie of dit jou gawe is nie, jou boeke talent nie, is nie. net 'n essay. Dis dieselfde ding. Nee, dit is nie. Okay, maar ons is nou besig van die punt af te dwaal hierso. Maar ek vra net, moet ek ophou vir die duiwel te luister of Natuurlik moet jy nooit vir die duiwel luister. En vir God vertrou. Jy moet net op die een probleem op die een situasie of die een ding nie vir die duiwel luister nie. Jy moet glad nie vir die duiwel luister. Ek weet, maar Ek hoop dit antwoord jou vraag, moet glad nie vir die vyand luister nie. Ja. Glad nie. Okay, so ek het jou antwoord nou op 300 maniere, verskillende maniere geantwoord. Is net so carry on. Dis reg, ek wil net sê. Shucks, jammer, daar het ek nou weer loud geraak. Maar sien jy wat frustreer my bietjie van jou, né? Jy vra my dieselfde vraag maar op 15 verskillende maniere. Ja, en elke keer gee vir dieselfde antwoord, maar dan vra jy weer vir my dieselfde vraag op 'n ander manier. En jy kom heeltyd by dieselfde plekkie uit, né? Maar dan sê ek presies vir jou dieselfde antwoord en dan kom jy weer met 'n vraag presies op dieselfde manier, op 'n ander manier, dan gee ek weer vir jou dieselfde antwoord. So hoeveel antwoorde wil jy hê op dieselfde vraag wat jy 20 keer anders stel? Ek mag net iets vra. Verduidelik my dit. Nou gaan jy my weer dieselfde ding vra. Ek het nou vergeet wat ek wou gevra het. Dis beter so want dan is dit nie 'n belangrike vraag. Wag net gou, laat ek net gou dink. So in elk geval, né? My punt is net die. Ek wil net die Here vertrou en net my bes te lewer. Dankie. So dit is wat en mens kan dit doen, mens moet net vertrou. Dankie, ek bly antwoord jouself. Is dit reg wat ek vir jou gesê het? Sê mos ek is bly jy antwoord jouself. Maar is dit of nie? Ek sê mos ek is bly jy antwoord jouself. Maar stem jy saam met my antwoord? My genade mensie, my eldientjie. Jy is 'n probleemmasjienkie. Rarig. Ja. So in elk geval. So ek moet net elke dag bewuslik lewe om my lewe reg te lei en nie net in my uiterlike gedrag nie, maar ook in my hart. Nee? Net so. So eldientjie. As jy aan die wegraping dink, né? Wat is die emosie wat jou die meeste motiveer om te volhard en reg te wees? Ek dink dis angstigheid en vrees en desperaatheid wat my motiveer om nie uit te stel nie. Ek wil nie agterbly nie. Sorry, dis my foon. Ek weet nie wat gaan nou met hom aan nie. Iemand soek seker? Nee, ek sien ek het wat sou kom jy nou 'n reminder op dat jy nie moet pap toe gaan nie of wag iemand vir jou by die pap? Nee, dit is nie met die pap te doen nie. Vra my. Dis dan nog werkstyd. Ja, nee, ek weet, maar jy laat die tyd moet so af tik. Jy wil elke halfuur herinner word by wat se kuierplekkie jy vanaand stop. Ek gaan werk aan om dit te stop. Delete meetings. Dis 'n goeie begin, ek sal dit doen. So, ek wil nie agterbly nie, Chris. Ek wil vrede hê en gereed wees. Ek wil die vreugde van die Here ervaar sonder skuld en skaamte. Okay, dan eldientjie. Hoe kan jy jou geloof prakties laat groei? Sodat jy nie net voorberei is nie, maar ook geestelik sterk is. Ek kan seker elke dag my Bybel lees. Wat is daai liedjie wat ek altyd vir jou geleer het? Lees jou Bybel bid elke dag. Want dit gee jou krag. Ja, né? En dan kan ek mediteer oor die woorde wat ek gelees het. Ek kan bid vir myself en vir ander. Ek kan die Here se leiding soek in elke besluit wat ek neem en ek kan gemeenskap soek met ander wat my geloof sal versterk. Amen. So uiteindelik. Dis môre Vrydag en 7:00 begin julle Bybelstudie mos. Dit is mos dan deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges as ek die Bybelstudie bywoon. Korrek. So ek kan dit doen. Jy kan ja. If you put your mind to something, you can do it. Ek gaan nie môre pap doen nie. Ons sal maar sien.
Aldien, hoe kan jy die krag van gebed, en die Heilige Gees gebruik om verleiding en die ou gewoontes te oorkom? Ja, ek kan elke dag voor die bed kan ek bid en by die Bybel kan ek Bybel lees en ek kan bid vir leiding en krag. Ek kan die Heilige Gees van my gedagtes en my gevoelens te reinig. En ek kan die Here van my gedagtes gevange te hou. Dat ek nie hoef te dink aan al hierdie dinge wat my hierdie aardse plesiertjies wat my in die hel gaan laat beland, want dis seker waar ek op pad is. Ek kan myself herinner dat ek nie alleen is en dat sy krag sterker is as my swakheid en ek kan vertrou dat hy my sal lei deur die moeilike oomblikke. So ek moet net op die Here vertrou en net biddende bly en Bybel lees. Net so. So wat is jou grootste struikelblok vandag? En hoe kan jy hulle doelbewus oorwin met God se krag? Kyk, die drank en my eie twyfel is die grootste struikelblokke. Soos hierdie essay nê, ek twyfel dat ek dit kan doen. Ek het geen vertroue in myself dat ek dit kan doen nie. Maar ek moet ophou daarmee, nê? Is ek reg? Ja, Eldie, jy is reg. So ek kan dit oorkom deur. Dis die sukkel vra iemand om te help. Nee, ek mag nie. Jy moet nie vir my vra nie want ek dit doen nie. Ek mag nie, ek moet dit self doen. Want as ek dit nie self doen nie, dan is dit mos nou nie my eie werk nie. Kom ons iemand vra vir leiding. Verleiding en guidance, ja, maar nie om dit te doen nie. Nou ja, maar sorting. Nie om dit te doen nie. Okay, sorry. Ek kan dit oorkom deur praktiese stappe soos uit my eie huis uit die drank te verwyder en byvoorbeeld 'n dagboek te hou van hoe ek voel en alles. 'n Joernaal. Ek onthou Jill het iets met gesê van joernaalwerk. Net weer vir hoor hoe werk dit nou weer? Ek vir jou weer 'n afspraak met daai boek. Nee, sy's kwaai. Ek dink dan moet ek. Sy's baie kwaai. Ek gaan volgende week beskikbaar is vir jou, okay? Nee, ek weet sy het nie nou baie op haar bord en so. Sy het baie aftyd nou. Ek is seker sy sal 'n plekkie vir jou inwerk. Laat ek net 'n bietjie dink oor. Maar kan ek net eers dink oor? Nee, jy's gevaarlik as jy dink. En dan kan ek bid vir moed en krag en ek kan verantwoordelik wees. Ek kan verantwoordelikheid erken aan jou en ander wat my ondersteun. Aldien, as jy die Here ontmoet, né? Hoe wil jy moet jy jou sien? Nie net in dade nie, maar in jou hart en in jou motiewe. Ek wil hê hy moet my sien dat ek opreg en nederig is. Ek wil hê hy moet sien ek is 'n alkoholist nie. Maar hy weet dit, enigstens. Ja, maar ek wil nog steeds hê hy moet dit sien nie. Ek wil eintlik hê hy moet my sien dat ek eerlik en opreg is en ek wil graag eerlik met hom wees en ek wil vrede in my hart hê en ek wil hê dat hy alles, ek weet hy weet alles wat ek doen en alles, maar ek wens dit ek kan dit doen dat hy kan sien ek doen dit reg, dat ek my lewe reg probeer lei, dat ek nie hunker na drank nie. Ek wil soos Jesus leef. En ek weet Jesus het nie gedrink op aarde nie. Jesus gaan nie gesondig op aarde nie. So weet jy wat nie? Moenie net die drank nou as 'n ewel aanskou nie. Daar's baie ander goed. Ek weet, maar ek bedoel nou maar net. Ja. Ek praat nou spesifiek eintlik net van die drank. Ja, die drank is nou maar net die ding wat nou die grootste probleem in my lewe op die oomblik is, maar ja, maar weet jy wat bring daai drank nou? Weet jy wat bring dit ook te meen, hè? Ja. Ek is soos wat ons gesê het wat jy baggets nou alles is losbandigheid. Jy jok dan naderhand, jy's oneerlik. Ja. Al daai goed, dit is alles wat negatief is, né? Ja. So verduidelik my nou 'n bietjie Eldientjie. Wat beteken dit vir jou om dag vir dag gereed te wees? Nie net vir die wegraping nie, maar ook vir jou eie geestelike groei. Onthou net een ding. Die wegraping gaan kom. Maar jy moenie gefokus daarop wees nie. Jy moet nou reg wees, want jy weet nie wanneer kom jy dood. So ek kan doodgaan. Jy kan nou daar sit 'n hartaanval kry, is jy reg? Nee. Jy sien, dis hoekom ek sê moenie wag uitstel vir wegraping of vir môre nie. Want môre is vir niemand beskore. Okay, so ek sal sê dit beteken om bewus te wees vir elke keuse en aksie wat ek doen. En ek moet elke dag my hart met God bespreek. Ek moet net wag vir perfektheid, want ja, ek dink dis waar ek verkeerd gaan. Ek voel sleg oor die dinge wat ek doen en wat ook al, en dan wil ek nie met God praat nie, want nou voel ek het gesondig. Dis reg. En ek is nog geklaar nie en
Ek moet eintlik elke dag in geloof leef. Want ek wil regtig hê ek moet 'n stap nader aan hom wees. Ek wil nie weg van die Here afgaan nie. Chris, ek weet regtig nie wat ek gaan doen om hierdie skuldgevoel en hierdie gedagtes vir my, hoe gaan ek dit ontslaa raak nie. Ek weet nie. Aldien, dit is soos ek nou nog vir jou gesê, doet jy geleer tik. Een vingertjie op 'n slag. Nou ja, juist, dit is hoe ons, hoor jy wat ek sê, ons, nie Ja. jy nie, ons. Dit is hoe ons hierdie probleem in die oog gaan staar, dit is hoe ons dit gaan oorbrug. Dit is hoe ons verby dit gaan kom. Ons gaan mekaar ophelp, ons gaan mekaar ophelp, ons gaan mekaar bemoedig, ons gaan mekaar versterk. En weet jy hoe gaan ons terug? Nee, Met die hulp van die Heilige Gees. dit is moeilik. Glad nie. Maar hoe doen Alles mens- om duidelik ander ding, nee. Alles wat die moeite werd is moeilik. Ja, So, jy gaan, dit is nie 'n maklike pad wat jy gaan stap nie. ja. Maar, dis ook nie onmoontlik nie. Want by God is niks onmoontlik nie. So ek kan dit doen. Dis hy. Dinkie, sorry man. Ek sien die tyd dat ons lelik ingehaal. Chris, ek is Ek is jammer. nog eintlik klaar met hierdie gesprek met jou nie. Ek sal regtig nogal daarvan hou om volgende week net aan te gaan. Ek het nog so 'n paar dingetjies om jou touwys te maak of te probeer help, maar Ja, probeer nou fokus op dit wat ons nou oor vandag, gesels het. ja. En as daar iets is, bel my. Maar moet my nie 10 uur bel as jy gesoop is. Asseblief. Okay, ek sal my bes te try. Okay, dan bel jy Uber. Nee, Kos dit jou nog geld? ja. Chris, ek gaan regtig hard probeer om verby die bubbelstoot te gaan en nie daarin te gaan nie. Want ek onthou jy het laasweek iets vir my gesê van as die wind so waai, laat die wind jou verby waai en nie inwaai nie. Dis hy. Ek gaan werk aan daai woorde. Dis reg. Ek het nog iets interessants gehoor, né? En ek weet jy wil gaan en ek weet ek is nou 'n bietjie laat op en alles, maar ek wil net iets weet. Jy het net gesê van die wapenrusting, né? So, wat gebeur as ek die wapenrusting uittrek hierdie dag? Hoe kan 'n mens dit doen? Is dit moontlik om die wapenrusting uit te trek? Natuurlik. En dan wat As gebeur? jy mos dan nie meer op jou geloof staan nie, as jy nie meer die skuld het van jou geloof nie, as jy nie meer die helm op het nie, as jy nie meer die skoene van bereidwilligheid aan het nie, jy kan hom uittrek. En dan? En dan het jy dit uitgetrek, dan los jy dit waar jy gelos het. En hoe kry ek dit weer? Die vra van God om jy weet te help om dit aan te trek. Maar hier is 'n gesprek vir 'n volgende keer. Aldinkie, ek moet regtig nou gaan. Ja. Maar ja, wees sterk en wees sterk. Chris, ek waardeer jou tyd en ek sê vir jou baie dankie. Alright, voor jy hardloop. Ja. Ek gaan jou oop doen. Dankie. Ek sal waardeer sê regtig, ek waardeer vandag dat jy vir my bid. Dat ek van Bacchus ontslaa raak. As jy dit net op 'n mooi manier kan doen. Subtiel. Ja. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach en deur die leiding van die Heilige Gees, my God, kom ons na U toe en ons wil U kom loof en kom prys. Here, en elke een wat hier na luister, elkeen wat sukkel met daardie baggets, Here, wil ek nou aan U kom opdra. Vader, en ek wil U vra, verwyder daai ding so ver soos wat U kan. Here, wees asseblief so saam met ons. Reinig ons, Here. Laat ons ons oop U gefestig hou en op U beloftes en op U krag en nie op ons eie krag staat maak nie. Maar Vader, dankie dat daai afgod nou nie meer vir ons bestaan nie. Want U bestaan vir ons. U is in ons harte. U vul ons met U Heilige Gees. Here, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Baie dankie, Chris. Dankie Eldientjie. Ek voel nou sommer baie beter Ek en is meer bly. verlig. Ja, ek is bly. Daar's hy vriende. Ek hoop julle het dit so geniet soos wat ons dit geniet het. En ja, soos ek sê, as daar enige vrae is, skakel ons maar gerus as julle kan help. En ja, as julle enige idees het vir ons om oor te gesels. Vriende, my nommer is 083-232-2442. As julle my nie in die hande kry nie, nê? Eldientjie se is ook daar. En my nommer is 082 92 49458. Julle is baie welkom om ons te skakel. Julle kan ons ook in die hande kry op JC Administration op YouTube. Daar's regtig baie mooi bemoedigende boodskappe hier, daar's 'n paar short clips en ons sal regtig waardeer as julle comments wil maak op ons op die preekies of op die short clips wat daar is, dat ons julle comments kan kry en dat julle ons weet waar julle vanaf is en dat ons weet wat dink julle van die program of van die preke of van die short clips.
sal regtig goed wees om van julle te hoor. Ja, en soos ons sê, as daar iets is wat julle graag wil hê ons moet behandel, of in 'n boodskap sit, skakel ons gerus. Asseblief. Baie dankie julle. Vriende, en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Shalom.